Ons begin vanaand se program met ons kuiergas op die bank en met niemand anders nie as ons eie Johnny Davids. Al ken ek hom al vir baie jare en werk saam by Kwela, het ek nie sy verlede en sy storie geken nie. En wat 'n storie het hy nie. Na die lees van die boek Bewonder en Admireer kom nog meer. Hy skryf eerlik en op die man af. Ek haal aan uit sy autobiografie Boetjie. Die rou verlede wat 'n mens ongelukkig nie met iets soos 'n uitveer kan uitvee nie. Ek moet dit aanvaar, soos 'n mens oud word moet aanvaar. Hy skryf oor sy klippekou en smart, maar ook van deurbrake en wonders. Hy is hier om meer te vertel. Baie welkom, Johnny. Baie dankie, Hannes. Baie geluk met die boek. Kyk, jy het nou eers vanaand die voorblad vir die eerste keer gesien, né? Die eerste keer, kan jy glo? Ja, jy het die boek geskryf, maar die eerste keer wat jy daaroor praat. Is dit nogal emosioneel? Dit is, ek sit hier en ek sluk, maar is ook 'n proses gewees, en ek sê vir mense, die 6 maande wat ek geskryf het aan Boetjie, was dit, daai eerste paar weke was vir my bitter moeilik geweest om terug te gaan en om te gaan delf in my verlede, om te gaan uitvind wat het werklik gebeur, en baie van die goed het my brein vir een of ander rede net uitgesny. En het jy nie gaan delf nie? Ek moet vir jou sê, ek wil sommer dadelik van die begin af. Jy sê, jy begin ook die boek om te sê in Anemoonstraat 66. Het jy baie keer in die aand aan die slaap gehuil, want daar was nie liefde nie. Reg van vooraf, ma het jy by ouma afgelaai, ma wou jy nie gehad het nie. Ja, maar wat my nie gehad het nie, en dit is waar my storie begin, en dit is wat ek kan onthou by ouma se huis aan Anemoonstraat 66. Ek het ook by my auntie gaan uitvind, sy is ongelukkig oorlede, ek kon haar toe nie vir haar rekord nie, wat sy vir my vertel het van die 3 keer wat my ma my fisies probeer doodmaak het as kind. So ek het sonder 'n ma en 'n pa groot geword, en dit was bitter moeilike jare gewees, Hannes. En soos ek teruggegaan het daar, ek het gaan sit daar, en oomblikke wat ek my laptop moes toemaak, dink ek, kan dit regtig waar wees, want ek moes toe gaan herleef weer daai oomblikke. En dit was my die moeilikste en die hartseerste, om daai oomblikke weer te gaan herleef, daai moeilike omstandighede, ja. So ma het jou net gaan aflaai by Net gaan aflaai, ja. Ek het niks van haar gehoor. Ek het gehoor op 'n tyd, sy was in Johannesburg gewees. Ek het 'n ouer suster, ek het nie geweet sy het in PE gebly of in Keberg nou. En dan ook 'n jonger suster, Benedien, wat die kind was van 'n wit man in Johannesburg. Dit het ek nog van geweet. Dan het ek maar gehoor sy's hier en sy's daar, maar ons het nie fisiese kontak ooit gehad nie. Ja. En ouma was ook moeilik geweest. Jo, Hannes, was bitter moeilik. Ouma het my geslaan. Ouma het my met enigiets geslaan. Ek skryf ook daar in 'n Boetjie. Enigiets wat vooraf was, het sy gegryp en dan het sy my geslaan daarmee. En eendag ons het hoenders gehad agter in die yard. Dan het sy eendag toe sy nie iets gekry, toe vat sy sommer een van die hoenders toe gooi sy my met een van die hoenders. En dit het 'n vriend van my Ruben Fischer met kom vertel later, ja. So bitter moeilike omstandighede. Ons het maar geleef van haar pensioen en van haar seun se weeklikse salaris. So ouma, dit was arm. Ek bedoel, daar was nie elektrisiteit nie. Daar's 'n storie wat Johnny ook iemand raak glo wat nog kan onthou van jou skoolboeke. Wat in 'n Shoprite sakkie was, ja. Ek was op skool gewees, die enigste kind op skool wat ek kan onthou van wat byvoorbeeld die skool skoene gehad het nie. My tone was oopgestamp en dan ouma het so sout op die toon gegooi en gesê, gaan skool toe. Nou so daai oomblikke, hout gaan haal in die bos omdat ons nie elektrisiteit gehad het. Die enigste mense wat ek kan onthou in Anemoonstraat wat byvoorbeeld nie elektrisiteit gehad het. Ek vertel dinge soos, Hannes, dinge soos kaas en toiletpapier en hoender. Ek sê nie hoender want ons het die hoenders daar gehad, maar sulke goed was my nogal luxury geweest, you know? So dit is moeilik. En die oom Pietie is ek sommer vies voor. Hy klink ook na 'n verskriklike man. Dit was nou hy het ook by julle aan huis gebly. Jy en ouma het ook 'n kamer gedeel. Ek en ouma het in dieselfde bed geslaap. Ja, Pietie Boy was haar jongste seun geweest, spoiled brat soos ek dit noem, en ek sê altyd in die boek, ek hou niks terug nie, en hy het nog 'n bietjie gevat aan die daggetjies en sulke goeters, en dan sal hy sommer daar inkom en dat die ouens om in die bendes om die straat gejaag, en dan kom hy daar en as hy kwaad vir iemand. Lig hy my van my ouma se langs my ouma en dan skiet hy met die kop, so dat die bloed loop, you know. Dis regtig dit klink na hel waar jy deur is as kind. Ja. Jy vergelyk jouself ook jy het ook 'n verbeelding daartoe ontwikkel, want jy sê jy vergelyk jouself met Boet in Boet en Saartjie. Ja, want ek het altyd gedink as ek in skool toe ons nog die Boet en Saartjie boeke gehad het, hulle het so lekker lewe gehad, you know, hulle het op vakansies gegaan saam met ma en pa en in die motor en hulle hond gehad en by die see, en ek het myself ingeleef in hoe hulle wêreld moet wees. So, dit was my nogal 'n storieboek. Dit en Nonna se geheim was die ander boek nogal geweest wat ek gedink het, wow, ek leef my in, en ook sportboeke natuurlik. Ja. En jou geboorte is byvoorbeeld nooit opgeteken nie. Nooit nie. My auntie Patty Baron, ek skryf ook in een van die hoofstukke die Barons wat 'n groot impak en 'n groot deel van my lewe was. Hulle het vir my na Homefees toe gegaan en toe gaan uitvind dat my geboorte is nooit opgegee nie. Iewers moes hulle toe kry hulle doopseel van my. So op hierdie stadium sit ek hier met Johannes en ek weet nie of 29 Mei 1977 my geboortedatum of my doopdatum is, you know. So dit's daai tipe van dinge, ja.
En pa Johnny, ek bedoel jy het vir die kinders ook gejok op skool want jy het nie geweet waar is jou pa nie of wie jou pa is nie. Ek het vir hulle altyd gesê my pa is in die army. En dan kom die army trokke by die destydse SAKK kom lei hulle mos die ouens af. Dan vra hulle waar is jou pa? Sê ek nee, my pa is in die oorlog. Hy is iewers daar so net om myself om daai omstandighede om ook deel te voel van almal het ma's en pa's gehad, you know. En hier sit ek sonder 'n ma en 'n pa dat ek my altyd my aan daai verbeeldingswêreld ook maar vrygelaat as 'n mens dit so kan stel, ja. Op skool het dit beter gaan in Melton Primêr. Daar het jy swaalf, want jy het uitgestaan, Johnny, die onderwysers hom gaan haal het hy ook lees vir die ander klasse. Daar, dit was vir jou lekker om skool te gaan, seker om te ontvlug ook maar van die huis, né? Definitief 'n groot ontvlugting gewees want die onderwysers sou my gesê kom, laat Johnny Davids kom en dat hy vir ons hier kom lees uit 'n voorgeskrewe boek en daar staan ek. En daar het ek 'n bietjie meer respek van kinders. Die kinders het my maar uitgejou, you know. En baie keer dat ek by die skool dat ek byvoorbeeld ek kon nie was nie en ek kon nie tande borsel, sulke tipe van goed dat hulle my uitgejou en gesê ek skryf ook aan die boek van skurwenek en sulke tipe van dinge en ewe skielik as hulle nou sien hier staan ek voor die klas so daai is die tipe respek wat ek toe by Melton Primêr en ek moet my hoed ook afhaal vir baie van die onderwysers by Melton Primêr. Ek sê ook daarin van meneer Keet byvoorbeeld wat my opgestaan het, juffrou Cavanella is al daai mense by Melton. Ek weet nie of hulle nog vandag leef nie, maar ek hoop so dat hulle kan sien hoe suksesvol jy is. As jy self moet terugdink aan daai tyd, Johnny. Jy skryf dit in die boek, maar soos ons nou vanaand hier sit en jy dink as klein seentjie, wat deur jou kop gegaan het met hy, want vir 12 jaar omtrent het dit so gegaan. Jy sê anders ek kan myself hier indink, dit's baie keer en veral met die skryf van die boek het ek teruggesit en myself gedink, hoe te hel het jy daar uitgekom? Hoe het alles gebeur? You know? En dit was 'n rou en 'n seer proses, maar op die einde van die dag, en as ek sit vandag hier en ek wil sê meer as 'n oorwinnaar. Ja, nee, absoluut. Ek wil waar die draaipunt toe gekom. Dat iets met 'n badkamervenster. ons het 'n klein of 'n buite toilet gehad. En die middag toe ek van die skool af kom het by ouma so 'n draaistoel gehad. En ek geweet daar was so 'n stemtoon en daar het gesê boetjie, maar dit hier's moeilikheid vind. Toe was Johnny so by 12 rond gewees. Ja, en toe besef ek vanmiddag gaan ek pak wat. Ek weet nie vir wat nie want ons het 'n aapstert gehad. 'n Ding waarmee sy my geslaan het altyd. Dit op haar skoot gelê, weet ek vanmiddag kry ek pak. Langs storie kort, ek het uitgehardloop in die buite toilet het toegemaak en daar gestaan, dit was letterlik die toilet seker 'n meter by 2 meter of iets soos daai. En ons so 'n klein venstertjie gehad en terwyl sy so hamer aan die deur, toe besef ek daai middag, iets moet ek kan nie meer so aangaan. Ek kry seer. En ek het gejump. Daai was my eerste ontvlugting. Dit was eintlik my eerste oorwinning geweest. Ek skryf ook daarin. En ek moes jump. En my ouma het nog so gehamer en ek spring daar uit en ek het net gehardloop. Ek het nie geweet waartoe nie. Ek het gehardloop en ek hardloopstasie toe en daai was my eerste ontvlugting. Daai was my eerste werklike oorwinning deur te sê ek moet nou daadwerklik iets aan my situasie doen want so kan dit nie aangaan. Ja, waartoe gaan jy toe nou? Ek het hardloopstasie toe, Melton Rostasie toe en ek het daar gestaan en ek besef, waartoe gaan ek? Ek het die geld nie, ek is nog in my skoolklere. En ek het die trein gevat Wellington toe en ek het geweet my auntie Patty bly daar, so en sy is familie van my pa en ek het die aand by haar opgedag en sy vertel nog die storie. Sy sê toe ek die aand by haar uitkom, dis vra vir my boetjie. Waarvan kom jy boetjie? En ek het vir haar gesê, volgens haar woorde, ek het vir haar gesê auntie Patty, as iemand die nou gaan inneem by iemand, ek kan nie meer die abuse vat nie. Ek gaan my eie lewe maar neem. Ja, Johnny, ek kan vir ure met jou gesels, want toe het jy nou by hulle, en hulle was 2 engele gewees. Ja, engele. Rarig. Maar toe van daar af toe is jy na jou pa se familie toe, Namibia. Toe sê hulle vir my, Walvisbaai was nog daai deel van Suid-Afrika gewees, gelukkig. En hulle het my tot daai Desember, ek het die Julie of Junie daar by hulle aangekom. Desember vat hulle my Walvisbaai toe in Narwal. Daai gemeenskap is ek baie voorlief en daar verander my hele wêreld. Daar verander Ja, nie baie geld nie, maar liefde en pa se susters en jou pa wat jy toe nou beter leer ken het. Maar wat vir my ook hartseer is, niemand het jou ooit kom soek nie. Niemand nie. Nie my ouma nie Pietie Boy nie, niemand. Nie eens my ma nie. Die eerste keer dat ek my ma ontmoet na matriek toe ek besluit het ek gaan gaan opsoek. Haar eerste woorde aan my gewees. Ek gedog jy sal dood. En dit het seer gemaak. Dit het baie seer gemaak. Dit jarige wat die trane lê vlak in my oë, maar dis die trane van ek bejammer myself because that is not a pity party. Daai is 'n boek van oorwinning because if I could make it, as ek het kon gemaak het as Johnny Davids om vandag een van die kwele aanbieders te wees om vandag saam met jou te sit, kan enigiemand dit maak man.
Absoluut. En toe sit ek wil hier in Namibië en hy skryf so mooi in die boek, ons kan nie oor als dit gesels nie, maar hy skryf oor die hele zing-kompetisie en hoe jy dit gewen het en jy en Vivian se paadjie saam. En ook eerlik want daar was allerlei stories toe jy en Vivian opgebreek het. En ons hoef dit nie eens nou hierso te bespreek nie, mense moet die boek koop om te lees wat toe daar gebeur. Ek wil baie graag oor Liesel, jou vrou gesels. Sy is ongelooflik. Engelman, sy het my horisonne, onthou een aspek in my lewe, ek kon nie liefde gee nie, ek kon ook nie liefde aanvaar nie. Sy het by my gestiek. Onthou, ek kon al lankal gesê het, luister, die huwelik van 21 jaar gaan ek nou net opgee. Maar sy het by my gestiek en gesê, daai vicious cycle, daai vicious circle van die liefde ken nie, liefde aanvaar. Dit het sy vir my kom gewys, wat is liefde? Hoe om liefde te gee, hoe om liefde te aanvaar. Selfs met my kinders ook, you know. En 'n verwysingsraamwerk wat ek glad nie gehad het as 'n ouer, as 'n pa nie. En ewe skielik het sy vir my kom gesê, stick with me, sonder om te verbaliseer, ja. Ja, dis ongelooflik, want kom ons wees eerlik, mense kinderjare, en ek is 'n leek in die gebied, ek praat maar net uit ervaring, wat goed het in jou kinderjare gebeur het, is altyd daar. En as dit klein goedjies, in jou geval was dit 'n gemors. Dit was 'n absolute gemors geweest. So ek bedoel daai goed vir Liesel om jou te help. En hoeveel kinders het julle? Ons het 2 seuns en dan het ek ook natuurlik vir Ewan in Namibië die seun wat ek daar het, so ek het 3 seuns. Ja. Geloof, en dit is wat vir my ook so mooi is van die boek, jy skram nie weg nie. Jy sê absoluut dit is geloof. En jy sê ook iets moois, want ek herhaal dit so, ek is bang jy sê dit nie, om te sê hy het nie 'n pa en 'n ma gehad nie, maar die Here was altyd daar. Absoluut, sonder twyfel. En ek skroom nie, en ek skaam my nie daarvoor. Ek skaam my nie vir die evangelie nie. Ek skaam my nie vir die geloof nie, van my hele verhaal tot dusver waar ek nou sit, gaan oor guns en genade. En daai is die 2 woorde wat my deurgedra het. En natuurlik liefde wat ek later eers kom besef het wat dit is om liefde te hê en liefde te kan ontvang. Raad vir ander kinders wat hopelik nie. Maar ek is seker daar is tog baie in situasies soos jy was. Wat se raad sou jy gee? My storie, ek sê dit altyd aan, my storie is geensins uniek nie. Terwyl ons hier so sit, is daar baie boetjies en in die vroulike vorm ook wat deur moeilike omstandighede gaan. Ek sê altyd, dit hoef nie in my geval 'n fisiese ontvlugting te wees nie, maar probeer 'n manier in jou kop, want nou alles begin hierso, probeer 'n manier in jou kop kry om te ontvlug uit jou situasie uit, want jy weet die werklikheid is, en hier sit ek vandag as 'n lewende voorbeeld daarvan. Die werklikheid is, daar is 'n beter lewe, daar is beter omstandighede. Die ding is net, mens moet gaan soek daarvoor. Jy kan nie net verwag dinge moet na jou toe kom nie. You have to go and find it. Jy moet gaan soek vir daai beter omstandighede, vir beter opportunities daar buite. En daar's 'n nuwe naam vir jou. Absoluut. En pa jy was by hom toe hy dood is, op sy sterfbed. Ja. En dit goed met julle gegaan en julle het vrede gemaak. Maar lewe sy nog? Sy lewe nog. Ek weet nie waar sy is nie. Sy het dit pertinent gestel dat sy wil niks met my te doen hê nie, which is fine. You know, ek is 100% die band tussen ons is geknip daai dag toe die naaldstring geknip is. Ek kan vaar haar en ek beskou haar as my biologiese ma. En daarvoor het ek respek vir haar, maar dit is ongelukkig waar dit eindig. Ouma is seker oorlede, né? Ouma is oorlede. Dis 'n interessante storie. Ek gaan so 'n paar sekondes daar vertel. Toe ek my ma ontmoet daai eerste keer weer na hoeveel jaar, my ouma het my nie herken nie. Sy het so gesit en gedink, wie is die? Toe sy later kom, sê sy vir my, is dit jy boetjie? Het sy net so gesê. Daai was die Vrydag. Die Maandag toe ek terug is in Walvis Bay, toe hoor ek sy is oorlede. That's amazing, man. Dat is absoluut amazing. So ek moes vrede kom maak. Ek moes weer daai versoening net kom sê dat ek was alright. Ek is alright. Wel, ek is seker al die kykers haal absoluut ons hoed af en ek gun jou elke stukkie sukses wat daarvan baie nou is. Ja, baie dankie, Hannes. Dankie dat jy kom gesels het. Baie dankie.